Prys die Here. Ons eer die Here. Die Here is so goed. Ons sê dit elke Sondag vir mekaar. As jy nie baie hier kom nie, weet net, sê vir jouself net as jy nie kan kerk toe kom nie, die Here is goed. Dan vir jou vrou vir jou sê, wat het gebeur? Ek sê nee, ek is net deel van die diens wat ek nou klaar gedoen. Die Here is goed. Maar omdat al sê ons dit hoeveel keer vir mekaar, is dit so belangrik vir ons dat ons almal dit moet glo. Hoor julle, ek wil graag hê jy moet dit glo. Wie hoekom wil ek hê graag jy moet dit glo? Omdat dit die waarheid is. Ek wil hê jy moet dit so glo dat jy dit vir jouself en jou familie sal vertel en vir elke mens met wie jy te doen kry. Ek probeer regtig om oral waar ek gaan, as ek op 'n plek kom en as iemand wat ek nog nie meer gepraat het oor die Here nie, dan probeer ek om daardie persoon in 'n hoekie vas te keer. Partykeer is dit regtig omtrent nodig. En dan te vertel en te vra, hoorie, ken jy vir Jesus? Eerste ding wat ek dadelik vir so ou sê, is hy sê ja. Ek sê ek bedoel nie, weet jy van hom nie, né? Maar ken jy hom regtig? Ken jy hom so goed en beter as die mense wat jou groot gemaak het? Met ander woorde, jou pa, jou ma en jou vrou, né? Almal, jy ken hom beter as die mense wat jou groot gemaak het. Nou alles wat ek reg doen is omdat my vrou my groot gemaak het. Maar as jy die Here beter as dit ken, dan begin jy hom ken. Ek wil jy moet dit hoor, dan begin jy hom eers ken. Want hy is so 'n goeie God, dat sy goedheid sal jy nooit in nimmer, in ewigheid sal jy regtig totaal en al kan begryp nie. As daar een onderwerp is, waaroor niemand op hierdie aarde ooit kan sê, los my, ek weet alles oor hom nie, dan is dit oor God. Dan is dit oor ons Vader, oor Jesus, dan is dit oor Heilige Gees, né? En die vraag wat ek jou vanoggend wil vra, ken jy hom 100% soos Psalm 103 byvoorbeeld vir ons sê? Hy vertel hierso, as ek hom so skyn sou, as ek so half skyn so van die kant af, jy weet, so kyk, dan sien ek hom beter. Psalm 103, net die eerste 5 verse, hy sê, loof die Here o my siel. Ja, alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en moenie enige van sy weldade, van sy wonderwerke vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe. Onthou ons is nou nog in die Ou Testament hier, né? Dis nie Nuwe, dis altyd vir my so kosbaar. Dat dit wat jy in die Nuwe Testament lees, lees jy al in die Ou Testament. Baie mense snap dit nie, hulle besef dit net nie, né? Maar goed. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf. Die woord wat daar as graf beskryf staan, kan bedoel ook die put, né? As die lewe nou met jou pits gaan, regtig sleg gaan, het voel of jy in 'n gat begrawe word, dan sê jy net, die Here is die een wat my vrykoop. Dit kan beteken vernietiging of selfs, en ek weet dis 'n woord wat julle nooit in Suid-Afrika hoor nie, maar korrupsie, né? Dit kan selfs korrupsie wees. Hy kroon jou met troue liefde en met ontferming. As jy nie weet wat die woord korrupsie is, kan jy na dit een van ander mense vra, jy weet. Hulle sê vir jou verduidelik. Hy kroon jou met troue liefde. Dis daai woorde wat so baie vir mekaar sê, geset. Met ander woorde, die liefde, die troue liefde, die genade, die absolute favour, die guns van die Here. Dis 'n woord wat totaal en al die goedheid van die Here so kosbaar by mekaar sit. Hy kroon jou met sy troue liefde en sy ontferming, sy compassion, wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Amen. En dis net die eerste 5 verse van 'n Psalm, wat vir ons kom vertel, hoe goed is die Here. Hy's massive goed. En dit maak nie saak hoe sleg dit met ons gaan, of wat ook al gebeur, of ooit sou kon gebeur nie. Al bevind jy oor 'n sekere tydperk in 'n baie moeilike situasie, dan sê ek nou vir jou, kom my in die middel van die nag bel, en vir my sê, herinner my bietjie. Herinner my net asseblief, in hemelsnaam, oor die goedheid van die Here. En ek sal dit met die grootste liefde doen. Maar jy sal my moed kans gee om bietjie wakker te word. Maar julle sien, die Here ons God kan ons loof. Ons loof Jahwe. Want hoekom? Want in alles wil hy vir my en vir jou die beste.
En ek so bly ek kan myself insluit. In alles wil hy vir ons die beste. Maak nie saak al lyk dit nie vir jou so nie. Jy sal sê in alles gaan dit nie altyd met my goed nie. In die simpelste omstandighede het ek al die goedheid van die Here so ontsaglik beleef. Romeine 4:6. Romeine 4 is ons kan van elke vers in die Bybel sê is kosbaar, maar hoor wat sê Romeine 4 vers 6 en vers 8 veral. Maar hy sê so noem ook Dawid, hy haal aan uit Psalm 32. Hy sê so noem ook Dawid onder andere ekskuus Here, ja, dit is Psalm 32, wag ek net sê, ja, is Psalm 32. Hy haal vir Dawid aan daar. Hy sê so noem ook Dawid die mens geseënd vir wie God regverdiging toereken. Soos in Engels, he impute your righteousness. Met ander woorde, hy reken vir jou regverdiging toe, sonder dat jy enige goeie dade gedoen het. Vir wie God regverdiging toereken sonder werke. Gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sonde bedek is. Vers 8. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sondes hoegenaamd nie toereken nie. Die Engels, the Lord shall not impute sin. Psalm 32 vers 1 en 2. Nou ek weet, as jy groot geword het in 'n kerk, wat die ouens die hele tyd vir jou vertel het, jy weet, jy moet so leef, so maak, of jy gaan hel toe. Plaas hulle jou net 'n ordentlike pak slaag gegee het, en dan vir jou vertel het van die genade van die Here, het hulle baie, want das min goed so goed vir 'n jong seun, as 'n pak slaag, nee. Dis met liefde wat ek terugkyk na 'n paar pakke wat ek gekry het. In die koshuis het hulle my regtig soveel as moontlik herinneringe probeer gee, maar in 'n geval. Maar ek kan nie mens onderwysers daarvan, jy weet, ek kan hulle regtig nie daarvan beskuldig dat hulle my nie genoeg pak gegee het nie. Hulle het hulle bes gedoen. En maar julle sien net, in plaas daarvan dat hulle jou gevoeter het, soos die ou mense gesê het, kom vertel hulle vir jou dat as jy sonde doen, gaan jy hel toe. Nee, jy gaan hel toe as jy nie vir Jesus ken nie. Want die oomblik wanneer ek en jy ons hart en ons lewens vir hom gegee het, dan behoort ons aan hom. Dan word ons al hoe liewer vir hom, alhoewel hy al klaar vir ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gestuur het. Dan begin ons, sonder dat ons noodwendig altyd dit besef, dan begin ons volgens sy woord lewe. Hoekom? En wil ons nie sonde doen nie. Hoekom? Omdat ons hom lief het en in 'n verhouding met hom staan. Omdat ons snap, hierdie absolute goeie God het sy absolute goeie en volmaakte perfekte seun vir my gestuur. Dit is ver bokant ons gedagtes. Dit is 100 keer meer as wat jy kan verwag, baie meer kan getalle noem, wat jy van 'n mens kan verwag. Hoor julle? Jy kan nie so iets van 'n mens verwag nie, maar God het dit gedoen. Psalm 96 sê, sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here o ganse aarde, sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy, en die Hebreëse woord is Yeshua toe. Yeshua, en dan die toe beteken die verlossing van hom, of sy verlossing. Sing, prys sy naam, verkondig sy verlossing. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Verkondig sy redding, verkondig sy bevryding, verkondig sy genesing, dis wat Yeshua beteken. Verkondig sy oorwinning. Verkondig dit nommer 1 aan jouself, nadat jy dit regtig glo. Die lekkerste ding op aarde is om iemand iets te vertel wat jy ken en wat jy glo. Iets wat jy weet. En hoekom is dit lekker? Want jy weet dit is vir die persoon vir wie jy dit vertel. Ekskuus, wie praat so hard? Maar nou, jy weet, gelukkig het ek nie 'n mikrofoon nie. Nou, prys die Here, want dan was dit oorverdowend. Maar hoe absoluut seëning is dit om vir mense iets te kan vertel wat jy weet vir hulle die beste is. Hoor julle? As iemand nou hierdie, okay goed, meeste van julle sal onmiddellik sê, ek wil nie eens hoor nie, as iemand vir jou vertel van 'n geldmaak skiem, nee. Maar as jy nou 'n manier kon Here vir jou wysig gee hoe mense regtig kan geld maak, maar dis nommer 1, gaan dit nie begin deur jy moet al jou geld insit nie, nee, maar in elk geval, dan sal jy dit graag wil hê, dit almal vir wie jy regtig lief is, dit hoor, is dit nie? Maar hoeveel meer as wat geld beteken, is dit om te kan weet, die wyse, die manier, die absolute, maklike,
sodat selfs die stupidste ou dit kan doen, sodat dit eintlik vir kinders bedoel is, amper sê Jesus, bring die kinders na my toe. Maar die evangelie is in die eerste plek vir die kinders, so maklike weg, waarmee jy nie net kan voorsien vir jouself en jou familie nie, maar tot in ewigheid kan voorsien vir jouself en jou familie. In die teenwoordigheid van God. Wat 'n wonderlike nuus is dit. Want dan gaan hy verder, ekskuus ek praat so baie, kom ons lees weer vers 2. Sing vir die Here, prys sy naam, verkondig sy verlossing, sy redding, sy bevryding, genesing, van dag tot dag. Vers 3, maak onder die nasies, ek is nog gewoon is op die bord, so ek moet nie verse vir julle daarom sê, maak onder die nasies sy majesteit bekend, sy majesteit. Hoekom is hy ons majesteit? Hy is Melech HaOlam. Hy is die koning van die heelal. Hoor julle, hy maak sy majesteit, maak die koning van die heelal sy majesteit bekend, onder al die volke, sy wonderdade. Die woord wat hier vertaal word as wonderdade, ek met al die op en af sit, as ek nou per ongeluk die ding in my oog steek, sê my net, hoor, ek kom dalk nie agter nie. Maar die Hebreëse woord is pala. Dit beteken buitengewone dade, bonatuurlike dade, wonderwerke, uitsonderlike dade, probeer ek die Engels vertaal, wonderdade. Maak onder al die volke bekend dat die God wie ons aanbid, is 'n God van wonderdade. Hoor julle, alles wat hy doen is 'n wonderwerk. Dat is nie 'n ding wat hy doen wat nie 'n wonderwerk is nie. Want jy sien die wonderdade, die wonderwerke, is alles die liefdeswerk van God. En is alles onlosmaaklik deel van wie God is. Hy doen nie dinge net soos ons nie. Hy gebruik die onmoontlikste mense. Net na my kyk, nou nie, maar ek praat nie van Dawid en daai ouens. Maar hoor, hy gebruik die onmoontlikste mense. Hy kyk, want hy kyk nie, wat het ou Samuel gesê, die Here kyk nie na hoe jy lyk nie. Hy kyk nie na hoe groot en sterk jy is, hy kyk na jou hart, né? Dis waarna hy kyk. Hy kan sien of hierdie hart, dalk nog 'n harde hart, maar hierdie hart kan 'n sagte hart word. Hy weet. Alles wat hy doen is wonderwerke. Want julle sien, as die sement, kom ons sê vir mekaar so, die sement waarmee ons koning sy koninkryk bou, is liefde. Dis die sement waarmee hy werk. Dis die materiaal, die hoofbestanddele van sy boumateriaal waarmee hy sy koninkryk bou, is liefde. En wat veronderstel liefde? Liefde veronderstel verhouding, communion. Liefde veronderstel gemeenskap. Liefde onder mekaar. Liefde veronderstel dat hy wil in gemeenskap met my en jou wees. Dis hoekom hy van die heel begin af die mens gemaak het. Ons het al so baie, ek weet ons het al baie vir mekaar gesê, maar the God of everywhere wanted to be somewhere. With someone who make a choice for him. Hy wou wees, hy het die mens gemaak, en hy die mens ongelukkig, sê ons, vanuit ons siniese plek waar ons op aarde staan, sê Here het ons ongelukkig gemaak met die vermoë om te kan kies. Maar dis presies wat hy wou hê, want hy wil hê jy moet kies vir hom. Hoor julle, hy wil hê jy moet kies vir hom, hy wil hê jy moet by hom wil wees, hy wil jou nie dwing nie, hy kon dit so maklik gedoen, hy kan dit nog steeds doen as hy sou wou, maar hy gaan nie sy eie wette en sy eie reëls oortree nie, né? Of buig nie. Jy sien, dit is so moeilik vir mense om rarig, mense hoor dit en sê, nee, ek weet nog, van kleins af het my af my gesê, Jesus is lief vir my en so aan en so aan. Maar het jy dit rarig gesnap? Het jy dit rarig besef? Daar sou daarom, dis dan vreeslik gewees, as sou baie sondes ongedaan gewees het, as ek dit van kleins af gesnap het. Maar dit sou baie beter vir my gewees het, verstaan, hoor julle? Baie beter gewees het, as ek van kleins af rarig geweet het, hoe lief is die Here vir my. Want julle sien, dit gaan alles oor sy wonderwerk, wat hy met elkeen van ons wil doen. Absoluut, elke een van ons. En ongelukkig is dit vir die mens baie keer so moeilik, om net 'n wonderdaad, 'n wonderwerk te snap. En ek wil 'n voorbeeld maak, hoe mense selfs partymal probeer om 'n wonderwerk weg te praat. 'n Bekende een, en jy het dit heel moontlik al in 'n preek gehoor, en jy het dit dalk gelees ergens by 'n plek, maar in Matteus 19,
sê Jesus in vers 24, sê hy, ek sê weer, hy praat met sy disippels, en hy sê vir hulle, ek sê weer vir julle, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God in te gaan. Toe die disippels dit hoor, vers 25, was hulle heeltemal in die veld geslaan en gesê, wie kan dan gered word? Vers 26, maar Jesus het stip na hulle gekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En dan kry jy mense vat, ek het al gehoor, paar plekke, dat ouens hierdie gedeelte vat, en dat hulle dan sê, ja, maar daar's 'n plek in Jerusalem, waar daar 'n needle gate noem hulle dit. En ek het selfs al gehoor, party sê, 'n eye of a needle gate is. En dit was baie smal, maar daar kon kamele in daar is nie so plekkie. En ek wil vanoggend vir julle kan sê, al was daar 10 needle gates, dit was die plek waar hulle is, was duideliker vir almal van ons as die naam Jerusalem. Sê ek nou vir julle, die vetste, rykste ryk man, met 'n hele trop kamele, volgelaai met goud, en die kamele wat nie goud op nie, het lekker baie mieliepap en braaivleis op, né? En met hierdie kamele van hom, sal die vetste, rykste man, deur die oog van die kleinste naald kan gaan, as God so sê. Dis nie genoeg oordryf nie, ek weet. Maar ek wil vir julle sê, hoekom? Jesus sê, hoekom is dit moontlik? Hy gee dit hier, hoekom moet ons daaroor, vers 26, by die mens is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Hoor julle? By hom is alles moontlik. Daar is niks wat vir hom onmoontlik is nie. Ek weet nie of jy dalk nog 'n woord vir moontlik en onmoontlik het nie, want dan gooi ons die moontlike en die onmoontlike hier rond asseblief. Want julle sien, vir God is alles moontlik. En van die grootste bewyse van sy buitengewone weldade, sy wonderdade, is wat ons nou gelees het in Romeine 4. Wat sê, hy reken ons, he impute righteousness to us. Hy reken vir ons regverdigheid toe, geregtigheid toe. Hy sê vir ons, jy is geregverdig omdat jy glo. Dit is nie hoe dit werk nie, sal ons sê. By die werk moet jy dit en dit en dit doen, jy moet dit reg doen. Anders is dit, dis reg of is weg. Maar dis hoe dit hoort te wees. Behalwe as jy, maar goed. Dis reg of is weg. Dis hoe ons groot word, dis hoe dit werk. Nee, by God nie. Hy is 'n God van wonders, pala, buitengewoon. Hy is die God wat liefde gee, waar liefde baie keer die minste gegee behoort te word, sal ons sê. So sê nie, Here, ons dink jy moet hierdie ou net so 'n paar klappe gee. Maar hy gee liefde, hy gee genade, hy gee ontferming. Psalm 103, sy ontferming en sy gesed gee hy. Want dit is wie hy is. Want met sy sement wil hy jou inbou, as deel van sy koninkryk, naamlik met sy liefde. En dit is die grootste wonderdade wat die Here doen. In Galasiërs 5:1 sê, vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas, laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny indwing nie, want dit is deur die Gees op grond van die geloof dat ons die vryspraak verwag waarop ons hoop. Want in Christus Jesus is besnedenheid of onbesnedenheid, verwysend nou na die eerste verbond, van geen belang nie, maar wel geloof wat deur liefde werksaam is. So wat is belangrik, sê die Here? Hy sê geloof is belangrik. En nie geloof wat deur vasberadenheid en vasbyt, jy weet, jy al jou leer af van jou broek en jy hou met een hand vas en jy byt jy daar leer, jy vasbyt. Dit gaan nie oor vasbyt, dit gaan oor liefde. Geloof wat deur liefde werk. Geloof wat deur liefde bewerk word. Geloof wat deur liefde effektief gemaak word, uitvoerbaar is. Die woord daar is NRGO, is die basiswoord van hierdie woord wat werkend is. Geloof wat deur liefde werk. Dis geloof wat moontlik is en behaal word en bereikbaar is as gevolg van liefde. As daar nie liefde, daarom as daar nie liefde in jou is, en daar soveel verse wat ek nou wil onmiddellik 1 Johannes 4 toe gaan, maar ek het 4 verse van 1 Johannes 4 toegemaak, want ek wil julle ook nou nie heeldag besig hou nie. Maar net so die eerste deel van die oggend. Sien, as daar nie liefde is nie, is daar nog nie geloof nie. Die liefde is die bewys van die geloof. Liefde is die sement waarmee jou geloof gebou word.
Daarom moet jy vra, Here, gee my liefde vir hierdie land van ons. Ek sukkel om, daar's van ons leiers, as ek iemand vir my sê, kom ons bid vir ons regering, dan is daar name wat opkom in my kop, wat ek wil uitskakel uit hierdie gebed uit. Ek meen, vir Julius sal ek net 'n pak eers wil goeie pak gee, hoor julle? Maar daar is nou maar net so, jy weet, maar ek moet sê, Here, maak nie saak nie. Dit gaan nie oor wie ek besluit ons moet lief hê en voorbid nie, dit gaan oor U. Want liefde is, en ek wil deel wees van hierdie sement. Ek wil deel wees van hierdie bouery. En ek wil saam messel. Met alles in my wil ek saam messel. Want ek weet dit is die beste. Galasiërs 5 vers 1 in die Passion Translation. Vers 1 tot vers 6 in die Passion. Maar as ek Engels lees, moet ek hierdie bril opsit. Goed, let me be clear. The Anointed One has set us free, not partially, but completely and wonderfully free. We must always cherish this truth and stubbornly refuse to go back into the bondage of our past. But the Holy Spirit convinces us that we have received by faith the glorious righteousness of the Anointed One. En nou vers 6 net. When you are placed into the Anointed One and joined with Him. Jy's in Christus, in die gesalfde, in die Messias is jy geplaas. Jy is met hom saam in een, hy's binne in jou en jy's binne in hom. When you are joined into the Anointed One, in the Anointed One and joined to Him, circumcision and religious obligations can benefit you nothing. All that matters now is living in the faith that is activated and brought to perfection by love. Dit is hoe mooi hierdie broeder van Passion Translation, hoe hy daai NRGO vertaal. Activated and brought to perfection by love. Ons geloof word geaktiveer en tot perfektheid gebring. Want ons kan sê my geloof, my liefde, die liefde van die Here, hoekom? Want dit is God se geloof en is God se liefde. Né? Dis sy geloof en sy liefde, sê die woord. Markus 11:22 praat van julle moet die geloof van God hê, nie in God soos die meeste van ons Bybel sê nie. Jy moet die geloof van God hê. Ons het die liefde van God ontvang, van Christus ontvang. 1 Johannes 4:15 gaan ek net twee verse lees. Hy sê, ek wil die hele 1 Johannes 4 lees. Dis net so mooi, maar goed, hoor net hierdie. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, Ekskuus, God bly in hom en hy in God. Vers 18. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. As jy lief is, dan moet jy vir jouself sê, ek is 'n kind van God. Die liefde van God is in my. Daarom het ek nie vrees nie. Ek het nie vrees nie. Maak nie saak wat gebeur, wanneer gebeur, hoe dit kan gebeur nie. Ek het nie vrees nie. Hoekom? Want ek het die liefde van God in my. Ek glo in hom. Hy het vir my totaal en al sy geregtigheid gegee. Amen. Psalm 91:14 sê so mooi. Hy sê, omdat hy my lief het, sê die Here. Ons almal ken Psalm 91, maar die laaste 3 verse. Hoor hoe sê hy mooi sê. Die Here sê nou, God sê. Hy sê, omdat hy my lief het, sal ek hom bevry. Hy sê, omdat jy hom lief het, sal hy jou bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood en ek sal hom red en aan hom eer gee. En met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my Yeshua laat ervaar. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Ek sal hom my genesing, ek sal hom my oorwinning laat ervaar. Amen. Die Here is so goed vir ons. Hy is so goed vir ons. C.S. Lewis het 'n boek geskryf. Daar's op die oomblik op Takealot, kan jy iets soos 5 of 6 van sy boeke koop. Maar ek moes dit nie gesê het, ek moet gou nou gaan koop, voor julle dit ook koop. En as jy baie oor het, maar dit is nogal baie goedkoop. Maar as jy my vryspringprys seën jou, ek seën jou met dit. C.S. Lewis het 'n boek geskryf, onder andere Surprised by Joy. Dis een van daai boeke wat en die titel Surprised by Joy het hy gekry van 'n gedig, 'n pragtige gedig wat gaan oor
'n persoon se geloof en sy verhouding met Jesus. En hierdie persoon se naam is William Wordsworth. Hy was 'n bekende digter, né? Hy word saam met Shakespeare as een van die en T.S. Eliot is van die bekendste digters en skrywers, Britse skrywers gesien. Maar Wordsworth het hierdie gedig geskryf en as jy nou C.S. Lewis se storie ken, hy was eers 'n ateïs, né? En professor by daai stadium dink ek by Oxford gewees. Oxford of Cambridge. En toe kom hy tot bekering. Maar wat hom tot aan die Here toe gelei het, was die absolute besef dat God regtig bestaan en deel van ons wil wees. Daarom sê hy, I'm surprised by joy. Verstaan julle? Hy was 'n bitter, teleurgestelde ateïs. Soos die meeste ouens wie sal sê, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? Hy het ook al die hoekoms gevra. Maar toe hy sy hart die dag vir die Here gee, toe is hy surprised deur die absoluut verbly en verras deur die vreugde van die Here. Maar ek wil net een frasetjies wat hy eens op 'n plek skryf in hierdie surprised by joy. Hy sê, if Shakespeare and Hamlet. Nou julle weet almal daarom van Shakespeare, glo ek. Julle is almal geleerde mense hier. Maar op skool het dit mos ook gehad. Ons het eintlik Merchant of Venice gehad, een van sy ander dramas, as ons matriekjaar ding. Maar dit was nou baie jare terug, né? Dit was in 1981, Merchant of Venice. Maar Hamlet is die naam van 'n drama wat Shakespeare geskryf het. Ek sê dit nou vir myself, ek weet julle almal weet. Maar Hamlet is ook die hoofkarakter van hierdie dramastuk, né? Nou sê C.S. Lewis. Hy sê, if Shakespeare and Hamlet can ever meet, ander woorde ontmoet en gesels en mekaar geniet, it must be Shakespeare's doing. Hamlet can initiate nothing. Hoor julle? Want Hamlet is die karakter in 'n drama wat Shakespeare geskryf het. So die enigste manier, wil hy sê, die enigste manier hoe Shakespeare en Hamlet kan vriende word, met mekaar gesels, soos Genesis 2:3 sê, hoe saam met God kan wandel, as Hamlet saam met Shakespeare wil wandel, sou wou wandel, dan kan Hamlet niks daaraan doen nie. Hamlet kan uitroep, Hamlet kan op sy gesig neerval, Hamlet kan kniel, totdat hy Sint Franciscus van Assisi sê, hy het op sy knie gesterf op die ou einde. Hy was 'n baie ryk Italiaanse ou handelaar, een van die rykste Italiaanse handelaars in die 1500s, 1600s, en sy pa altans, en toe sy pa dood is, toe erf hy al hierdie vreeslik baie geld, en toe begin hy, bou hy klomp kloosters, hy gee toe sy hart vir die Here, en hy het kloosters gebou, en hy het al sy geld weggegee vir die armes. Maar dit is nie 'n slim ding om te doen nie, want daar's vandag nou meer armes as toe, maar in elk geval, maar goed, wat hy nou gedoen het, ek sê daarteen om die armes te help nie, maar jy moet net bietjie dat die Here vir jou wys hoe om dit te doen. Anders gaan dit nie blywend wees nie, né? Want die armes gaan dit net, ons hoef nie nou daaroor te praat seker nie, né? Maar in elk geval, maar Franciscus van Assisi is letterlik op sy knie gesterf, soos hy deur die nagte gebid het, né? Op daai harde, was nie 'n mat nie. Nou, ek sê nou vir julle, Shakespeare en Hamlet kon alleen vriende wees as Shakespeare hom ingeskryf het in die storie. Hy moes hom inskryf in sy storie. Hy moes dan sy storie skryf asof hy en Hamlet vriende is. Die koning van die konings, die God van weldade, die God vir wie enige iets moontlik is en om enige iets te doen, het besluit, hy gaan sy lewensstorie gaan hy verander. Hy gaan sy verhaal, gaan hy so skryf, dat hy vir my en jou in hierdie verhaal inskryf. Hy het ons in sy storie ingeskryf, ek wil jy moet dit hoor, Samuel het nou gesê, dat in die boek van die lewe is jou naam. Hy het jou naam daar geskryf. En ja, as jy besluit het, ek wil nie daar wees nie, soos twee jong mense, ek weet ek al vir julle vertel een keer, want dit was die ergste vir my Jamal, waarmee ek op 'n wildsplaas gaan praat het, op grond van die maas, asseblief gaan praat met hulle, maar hulle, want hulle, ek wil nie sê wat hulle alles doen nie, en toe ek met Jesus begin konfronteer, toe klink hulle eers heel beïndruk, en hulle sê, hulle het nog nooit so gehoor, dis kwaai, maar toe besef ek net, dit is net wat opkom in my,
En ek sê vir hulle, maar julle moet net besef, as julle nou saam met my bid en julle harte vir Jesus gee, dan moet julle julle ou lewe los. Julle kan nie net weer aangaan nie. Julle kan nie partytjies hou en maats uitruil met julle ander getroude vriende wat saam partytjie doen. Hoor julle, hulle kyk so vir mekaar, hulle sê nee, ons wil nie saam met jou bid nie. Ek sê nou vir julle, ek het toe ek ingery het by daai Massive Wildsplaas, het ek kameelperde gesien, en dan die ding wat ek die graagste sal verskiet, buffels gesien, maar ek het nie geweer met my gehad nie. En ek het al hierdie mooi goed gesien. Toe ek uitry, het ek niks raak gesien nie. Ek was flabbergasted. Dis 'n groot Engelse woord vir my, maar in elk geval, maar verstaan julle net? Dit is net oorweldigend. Maar as jy besluit, jy's nie deel van die boekie, dan jy daai besluit. Maar die Almagtige het my en jou ingeskryf in sy verhaal, maar hy het 'n stap verder gegaan. Hy het die verhaal so gemaak, dat sy eniggebore, sy unieke seun, enig in sy soort, Yeshua, het letterlik 'n wonderwerk gedoen, 'n wonderdaad gedoen, soos die Psalm dit gesê. En hy het die wonderwerk gedoen om letterlik in 'n menslike liggaam in te kom. Gebore te word in 'n menslike liggaam, sodat ons saam met hom deel van God se verhaal kan wees. En die beste van dit alles is, en ek's bang ek gaan dit nie reg sê nie, ek het dit hier geskryf. Hy het sy unieke enig in sy soort steen gestuur om wonderwerkend, wonderbaar God in die liggaam van 'n mens te word, sodat elke een van ons vir ewig 'n hoofrol kan speel. Jy's gekies vir 'n hoofrol, vir in 'n hoofrol kan speel in die werklikheid van sy ewige, onbeperkte liefdesverhaal. Hoor jy dit? Jy's deel, hierdie is nie net 'n opvoering nie. Ek sê bang jy kom by die huis, en iemand wat nie saamgekom het nie, sê vir jou, wat het die ou gesê vanoggend wat gepreek het? Hy het van 'n toneelspel hy sê ek gaan in die toneelspel speel. Ek is te skaam, ek wil nie in die toneelspel speel nie. Maar nee, ek wil hê jy moet hoor, die werklikheid, die grootste werklikheid wat daar is, 'n groter werklikheid as enigiets anders wat jy ken of sien. 'n Groter werklikheid is hierdie gebou waar binne is. Hierdie kan dalk 'n illusie wees. Miskien skrik jy nou wakker, jy's op jou bed. Dis ek het 'n nagmerrie gehad, maar die 'n groter werklikheid as hierdie is die feit dat jy deel is van God se verhaal. En hierdie verhaal gaan nooit ophou nie. Dis tot in ewigheid, maar baie belangrik, hierdie verhaal is 'n liefdesverhaal. En die een wat die verhaal skryf, is ontsaglik lief vir my en jou. Daar's nie 'n einde aan sy liefde nie. Hy sê jou nooit los, jou nooit verlaat nie, jou nooit alleen laat nie, Hebreërs 13:5. Hy sal altyd met ons wees. Al voel jy soms, jy's aan jou einde, of ek weet nie wat gaan ek doen nie. Nee, jy's in die verhaal. Jy's 'n hoofspeler. Gaan stort, gaan trek jou beste klere aan en sê vir jouself, nou gaan ek met die Here praat, want ek is 'n hoofspeler. Maak nie saak of daar niemand in die gehoor is nie. Hoor julle net, ek wil julle moet hoor vanoggend, jy is 'n hoofspeler in 'n liefdesverhaal, wat die koning van die konings skryf tot in ewigheid. En hy wil jou deel daarvan hê. Want hy is die God wat jou so lief het ten spyte daarvan. En ek sê ten spyte is nie noodwendig die regte woord nie, maar ten spyte daarvan dat hy 100% volmaak is. God kan nie eers, die Here kan nie lieg nie. Hy kan nie. Dis hoekom hy in sy woord lees jy dat Dawid by 'n ander vrou slaap, by 'n man laat doodmaak. Daarom lees jy dat Abraham en Isak al twee poefters was, wat as iemand anders hulle vrouens wil vat, dan sê hulle, ja, dis my suster. Verbrand, ek weet julle weet dit nou al, maar ek was so kwaad gewees het as dit een van julle was. Hoor julle, so kan ons die foute noem. Abraham, Isak, Jakob, wat sy naam skelm, of wat Leonard, of wat ook al, 'n deceiver beteken. Almal van hulle het hulle foute, maar omdat God nie lieg nie, skryf hy daai verhaal soos hy gebeur. Ten spyte van, en dan sê hy, Dawid is 'n man om my hart. Hoekom? Want hy's die God van liefde. Selfs al is sy sondes ingesement in die fisiese deel van die verhaal wat ons op skrif het, is die liefde van God so gesement vir Dawid, dat wat Dawid vandag by die Here is, het hy nie issues nie. Hoor julle? Hy het nie issues nie. Want hy's in God se teenwoordigheid. En tot in ewigheid gaan ek en jy hom ken.
Tot in ewigheid, want ons is deel van die verhaal. En ek prys die Here dat ons dit vir mekaar kan sê, en dat ons kan toelaat vanoggend, dat dit ons harte verander. Want julle sien, die verhaal verander nie. Ons verander teologie, baie keer soos ons wil. Ons verander manier hoe ons goed lees, maar hy verander nie. Daarom kan ons vanoggend vertrou vir 100% genesing vir elkeen van ons. Ons kan vanoggend vertrou dat Dani gaan, yes, hy het nou besluit hy gaan vir hy operasie. Maar Dani gaan vinniger as wat hulle ooit gedink het, daar uit die hospitaal kom. Hoor julle, vinniger as wat hulle gedink het moontlik is, gaan hy daar opstaan en ons moet net bid dat hy nie dadelik in sy tuin werk nie. Maar in elk geval, hy selfde middag nie. Maar maar hoor julle net, ons kan vertrou vir gesondheid vir elkeen van ons. Ons kan vertrou dat ons vir ander sal bid en hulle sal onmiddellik genees. Nie net ek bid vir jou, maar jy lyk vir my baie siek, ek ry liewer. Nee, dat ons sal vertrou, want ons God is die God van wonderdade. Die God van genesing, van oorwinning, van redding, van verlossing. Die God wat vir jou en my gesement het met sy liefde. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend, jy's 'n geliefde van God. Hy's lief vir jou. So eenvoudig as moontlik, die Here is lief vir jou. Jy kan alle kante toe hardloop, maar jy gaan hom ontdek daar. En dit is die absolute brilliance, as ek dit so kan stel, van sy verhaal. Dis die absolute wonderwerk van sy verhaal. En Here, dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Here dat ek elke een van ons hier en die ouens wat in hierdie stoele moes wees, en die stoele wat daar onder weggepak is in 'n stoor moes wees. Here, dat ek elke persoon voor U kan plaas. Vader, dat ons vir elke kerk in Oos-London veral, van Charity Begins at Home, ons bid eers vir Oos-London. Elke kerk in hierdie BCM kom plaas ons voor ek. Elke kerk waar mense glo dat Jesus die Here is, die weg, enigste weg, waarheid en lewe. Ons kom maak die seëning los, ons kom maak die goedheid los. Here, ons kom prys U. Mag elke verhouding, elke huwelik van U kinders, elke verhouding met baas, klaas, met almal, mag dit gesement wees met U liefde, Vader. Nie ons poging tot liefde nie, met U liefde, met U goedheid, in die naam van Jesus. En dankie Here, ons verklaar gesond genees. Gesond genees. En ek wil graag hê, as jy ergens 'n pyn het, nou ek gaan nou nie eers vir jou kyk nie, want ek het te veel pyn om vir jou te kyk. As jy nie 'n pyn het ergens, steek jou hand net op. En kom ons vertrou die Here daarvoor. Ek het 'n paar pyne, né? En ons eer die Here. Dankie Here dat ons sê, Here, ons het 'n pyn, maar dankie dat ons het die almagtige God is ons Vader, en U Here, deur die bloed van Jesus is ons die vyand se grootste pyn. En ons verklaar gesond. Ons sê liggame genees en gesond. Liggaam, jy het nie jou eie besluit nie. Jy het nie jou eie keuses nie. Ons sê genees. Ons sê elke sel in ons liggame, waar ook al, of dit nou 'n niere is tot by eenvoudig soos 'n vinger wat seer is. Ons verklaar genees. Ons verklaar genees in Jesus se naam. Ons is gesond. En Here, ek verklaar dat enige hardheid van hart, enige verbittering wat enige een van ons hier kan hê vanoggend, ek kom sê nou, verbittering gaan. Ons sê vir jou, soos Jakobus sê, jy moet nie 'n plek, die Griekse woord is nogal topografie, né? Jy moet geen plek vir die vyand gee nie. En ons sê vir jou vyand, jy het geen plek in ons lewens nie, veral nie in ons harte nie. Ons sê vir jou gaan. Sê vir jou gaan, droë dorre plekke in Jesus se naam. Ons prys U naam, Vader. Dankie Here. Genesing in liggaam en in gees en in siel, totale genesing vir U kinders nou in Jesus se naam. Dankie Vader. Dankie Jesus. Ons eer U naam, Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ons prys U naam. Prys U naam. Ek dink dit was Dinsdag het ek vir 'n oom gaan bid. En
En hy ek eerste keer dat ek hom ontmoet het, iemand anders gevra ek van gebid. En daai oom het kringe onder sy oë, né? Dit lyk letterlik soos, jy weet, soos 'n klein dogtertjie speel met haar ma se mascara of iets, sy oë is so swart. Nie net onder nie, selfs hier so swart. Hy kon skaars praat met my. Toe hy met my begin praat, kon ek nie hoor eers of hy Afrikaans of Engels praat nie. Ons bid vir ore oksien, maar in 'n geval. Maar hy oom kon nie eens met my praat regtig nie. Hy's so siek. En daar staan 'n reis toe. Ek het nie geweet die oom, hy kan lyk my ook nie meer loop nie. En ek het vir daai oom gebid en vir hom gesê, oom, ek bid vir jou en ek vertrou vir jou, nie op grond van jou geloof nie. As ek hier uitloop en jy voel nie beter, is dit nie jou skuld nie, is my skuld. Ek sê nou vir jou, ek glo, ek vertrou in Jesus se naam. Ek nou klaar, julle weet ek het baie stories, maar ek het dit regtig probeer kort maak. En teen die tyd wat ek loop, toe praat hy helder met my. Helder. En nie net Engels nie, hy het Afrikaans gepraat. Hemelse taal, jy weet, maar toe praat hy helder met my. Nou, ek sê nou vir jou, of die Here hom nou daai krag gegee het, net om my bietjie op te bou, ek weet nie, maar die Here het dit gedoen. Die woord sê baie plekke, die Here het dit gedoen. Hy doen dit. Dit gee ons net daai besef en wete, ons God kan enige iets doen. Hy kan enige ding doen. Ons moet hom net glo en hom vertrou. En ons kan nie toelaat, dat wat ook al ons lees of wat ons sien, enige nuus, enige ding, ons kan nie toelaat dat dit ons moedeloos maak of verpletter nie. Ons moet weier. Sê God is getrou. Hy is die een van wonderdade. Hoor julle? Hy is die God van wonderdade. En ek is in sy storie geskryf. Amen. Amen. Prys die Here. Nou geniet die res van die dag. Geniet die res van die dag. Moenie gaan buite in die reën rondhardloop nie, hoor. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.